My Afrikaanse Christenvriende, dit is amper tyd vir die einde van die jaar Kersvakansie en ek het 'n vermoede daar's van julle wat lekker Kersgeskenke vir familie en kinders en kleinkinders en bediendes en dominees en pastore graag wil kry. En ek het 'n paar voorstelle vir julle. Ek sit hier met 10 boeke vandag wat ek so bietjie vir jou net so ietsie wil deel. En dan kan jy vandag besluit of jy 'n paar van hierdie boeke miskien wil aankoop voordat ons boekwinkel gaan toemaak, net so voor Kersfees. Kom ek begin gou-gou by jou huishulp wat op vakansie gaan. Jy geweet, Pelgrim se Reis is in Xhosa vertaal deur Theo Soga. Kosbare verhaal, ons gaan nou na die Afrikaanse een ook kyk. Dink jy nie, dit kan 'n wonderlike geskenk wees? Hy's afgemerk nou, prys is afgebring, 'n geskenk vir jou werker om dankie te sê as hulle Oos-Kaap toe gaan op vakansie hierdie jaar. Dan die biografie van Theo Soga. Vriende, miskien is jy moedeloos ook, as jy kyk wat in die land aangaan. Hier's 'n verhaal van 'n Xhosa man tot bekering gekom, teruggekom, sendingstasies begin, die Bybel vertaal. Hy het vir sy seuns briewe geskryf en gesê, kom tot bekering, dien die Here, niemand skuld jou niks nie. Dien die Here, kom maak 'n verskil in Suid-Afrika. Daai briewe is alles in hierdie boek, ook afgemerk vir hierdie jaar as jy hom wil koop, om vir jouself bietjie moed te kry. Kom ons gaan gou na Pelgrim se Reis. Ons het 'n nuwe uitgawe. Vriende, ek vat hom hierdie jaar saam op vakansie. En hierdie nuwe uitgawe het Bybelverwysings aan die kante in. Ek lees sommer nou hier 'n hoofstuk waar daar 'n ateïs is wat hom probeer mislei. En dis kosbaar hoe dit geskryf is, hoe hy in hierdie dialoog gaan. En elke keer dan kom red die Here hom uit, soos wat hy gaan met sy las op sy skouers na die nuwe hemel en die nuwe aarde toe. Kosbare boek vir jou om te lees hierdie Kerstyd saam met jou kinders miskien. Ook 'n wonderlike geskenk vir kinders, hoërskoolkinders, ideaal om te lees. Dan ook 'n handleidingkie wat vir jou die diep teologiese waarhede so bietjie verder gaan inkleer en dan ook 'n lekker kant aantekeninge kan maak. 'n Lieflike ding om te doen saam met Pelgrim se Reis. Kom ons gaan gou-gou dan na Martin Halt. Ons het hierdie jaar die konferensie het oor die lewe van Martin Halt gegaan. Ek wil graag met jou praat as jy met geestelike depressie gesukkel het. Martin Halt het vir 5 jaar daarmee gesukkel. Hy sê hele hoofstuk daaroor. Hoe die Here hom uiteindelik daar uitgehaal het. Dit is 'n aangrypende verhaal. Nog 'n verhaal, nog 'n storie, nog 'n hoofstuk. Hy praat oor mense wat die land verlaat. Hoekom verlaat ons die land? Is dit om weg te hardloop? Het die Here vir jou gesê jy moet gaan? Dit is 'n komplekse, moeilike gesprek. Martin Halt het met baie Bybelse wysheid en kundigheid daaroor ook 'n hoofstuk in hierdie boek. Baie omvangryke boek vir jou om te lees. Baie interessant, hy's ook beskikbaar. Vind jy dan 'n boek oor gebed? Om en by die tyd van Jan van Riebeeck toe hy Kaap toe gekom het, was daar predikante in Engeland wat geweier het om te buig onder die gesag van die koning wat hulle wou verplig het om sy liedboek en sy voorskrifte vir die kerk te aanvaar. Omtrent 2000 predikante is uit die kerk gegooi, in tronke gegooi, hulle kon nie gepreek het nie. Ons het van hulle werk op gebed in hierdie boek. Vriende, dit is kosbare stukke werk, onder andere van John Bunyan. Ek wil net vir jou 2 sinnetjies lees van een van hulle, George Swinnock, oor hierdie woorde. Gebed bring die hemel af na die gelowige en dra die gelowige op na die hemel. Om te bid is ons belangrikste plig. Vriende, ons plig om te bid. Hierdie vakansie, miskien wil die Here met jou 'n dieper pad gaan stap om weer jou gebedslewe te kry soos die woord dit vir ons gee. Vriende, dan, julle ken die lied Genade onbeskryflik groot, Amazing Grace. Wie het dit geskryf? John Newton, 'n slawehandelaar. Vriende, hy kom tot bekering. Hy kom onder sondeoortuiging. Later word hy blind. Hy skryf hierdie lied en hy het geskrywe briewe vir ouers wat kinders verloor het aan die dood. Die probleem van swaar kry, ondersteuning vir mense. Vriende, dis kosbare briewe wat hy vir mense skryf om hulle te bemoedig in die geloof. Heerlike boek in Afrikaans vir jou ook om te kry. Vriende, dan
opgestaan, 'n nuwe uitgawe in Afrikaans, ook in Engels beskikbaar, nuwe hoofstukke by. Miskien het jy 'n vriend wat jy dink wat hierdie verhaal moet gaan lees. Daar's 'n klompie nuwe hoofstukke bygeskrywe in Afrikaans, lekker toeganklik vir gewone mense. Daar's ook 'n stukkie oor teologiese opleiding en 'n getuienis van 'n gemeente aan die einde van hierdie boek. Vriende, dan Romeine. Die Here het Martin Halt gebruik om by die Linwood Rift Bybelskool in Pretoria vir baie jare Romeine dae aan te bied. Daar het 'n klomp mense tot bekering gekom en hier het ons 'n boekie gemaak van daai praatjies van hom. Kosbare illustrasies. Ek dink nou sommer aan een illustrasie. Hy vertel van, hy kom by iemand wat 'n kunstenaar was en hy begin om te kyk en dit lyk vir hom baie lelik en niks pas by mekaar nie, en hy kom toe 'n paar ure later en daar begin hy 'n gebouetjie sien en aan die einde was dit hierdie ongelooflike mooi huisie wat geverf is en hy het dit nie verstaan nie en uiteindelik toe hy die groot prentjie sien, toe maak dit vir hom sin. Dis 'n verhaaltjie wat iets illustreer van die waarhede in Romeine. Daar's kostelike ander verhaaltjies ook hierin wat vir jou help om stukkie vir stukkie deur Romeine te werk. Vriende, dan die laaste een vir vandag wil ek graag spesiaal vir vroue 'n boek aanbeveel. Tussen hakies vir manne ook. Ek het 'n vriend hier in die Kaap wat hierdie boekie van Beryl Halt gelees het. Hy was aangegryp deur hierdie boekie van Beryl Halt. Sy het dit vir vroue en vir dogters geskrywe. Dit was Martin Halt se vrou wat vroeër jaar oorlede is en sy het dagstukkies gedoen om vroue te bemoedig en te versterk in die geloof. Soveel wysheid geïntegreer vir vroue om hulle toe te rus, om hulle te bemoedig vir die roeping wat die Here vir hulle gegee het. Vriende, daar is dit alles. Ons boekwinkel sluit oor 'n paar weke, die 20ste Desember tot die 10de Januarie is ons toe. En as jy jou boeke wil bestel, dan moet jy dit nou bestel. Binne die volgende paar dae dat ons jou pakkie boeke vir jou kan pos. Net gou weer, baie maklik, ons adres, ons webtuiste adres, reformation.sa.com/bookstore. reformation.com/bookstore. Vriende, baie dankie dat julle hierdie jaar saam met ons was. As die Here dit op jou hart lê en jy wil 'n vennoot word, jy wil bydraes maak vir ons bediening, jy is so welkom. Maak met ons kontak, stuur van my jou e-pos, laat ons kuier en gesels en mag die Here julle seën hierdie Kersgety en nuwe jaar. Tot volgende keer. Totsiens.